Wat 'n voorreg om u vanmôre te begroet in die naam van Jesus Christus. Daarom gaan ek u bedien vanoggend op die onderwerp gesag. Gesag, opgeteken in Efese 1 vers 3 tot 6. Geseënd is die God en Vader van ons Here Jesus Christus, wat ons geseën het met alle geestelike seëninge in die hemele in Christus. Soos hy ons in hom uitverkies het voor die grondlegging van die wêreld, om heilig en sonder gebrek voor hom in liefde te wees. Vers 5, deurdat hy ons voorbeskik het om ons as sy kinders vir homself aan te neem, deur Jesus Christus na die welbehae van sy wil, tot lof van die heerlikheid van sy genade, waarmee hy ons begenadig het in die geliefde. Nou is dit moontlik dat alles vir ons ten goeie kan uitwerk. In die lig daarvan wat in Messina gebeur, en rondom wat ook met u gebeur tans in die wêreld, en u om dieselfde omstandighede gebukkend gaan, wil ek 'n paar gedagtes vir u uitlig. Hoe is dit moontlik dat alles ten goeie kan gebeur vir ons? Nommer 1, ons moet onthou dat alle dinge is aan die werk en onderhewig aan voortdurende veranderings. Die feite is duidelik, en wat 'n gevoel van hartseer gee hierdie vanselfsprekende feit aan ons lewe. Soos jare se slytasie aan selfvertroue gebreek word, verminder verwagtinge, hoop afneem en vertroue in die woord van God vernietig word. 'n Gevoel van onsekerheid steel ons van ons vrede en vul die verstand met vrees, met voorspelde boosheid, dat selfs in die lag van ons is die hart maar hartseer. Tweedens, alle dinge werk saam, sê die skrif. Die byvoeging van hierdie stelling verander alles. Dit stel 'n onderwerp bekend, wat blyk dat daar geen doel is nie. Orde waar alles chaos lyk, maar alles het 'n bepaalde manier, en neem 'n gegewe plek in, en oefen 'n voorbereide en 'n gereguleerde invloed uit op ons as mens. Die goddelike doel omhels almal, hulle samewerkende agentskappe, wat een doel uitvoer, wat deur al die eeue loop. Uit hom en deur hom en tot hom is alle dinge, en wat alles werk volgens die raad van sy wil. Derdens, maar met watter doel? Met watter doel? Ek wil herhaal, met watter doel werk alle dinge ten goeie? Werk alle dinge tesame? Ons teks antwoord, alles werk ten goeie mee. Dit is geen blote vermoede nie, maar 'n noodsaaklike afleiding van die feit wat ons oorweeg. As alles saamwerk met goed, die resultate moet goed die resultate wees daarvan, want die bose het geen krag tot samewerking nie. Bose elemente kan nie gekombineer word nie. Hulle is antagonisties teenoor mekaar. Die weg van goedheid dra sy sekuriteit vir die bereiking van sy doel in sy eie morele krag. Die doel van goedheid kan nie versuim om te bereik, want die ware aard van alles is in ooreenstemming met die wil, die weg en die werk van God. Vierdens, maar as alles ten goeie meewerk, dan ook ten beste. Goddelike goedheid het maar een einde vir almal, en dit is die beste moontlike. En om hierdie doel te bereik, het hy maar een manier, en dit is die beste. Hoe onmoontlik dit mag wees vandag,
dat die enigste wyse wat God vir sy kinders enige einde of enige manier ten doel het, behalwe net die beste vir sy kinders, ten spyte van die onmoontlike. Vyfdens, maar vir wie sal hierdie samewerking en alle dinge die beste uitwerk? Slegs vir diegene wat God liefhet. Slegs liefde kan die kwessie van hierdie universele samewerking opneem wat besig is om uit te werk wat die ewige liefde beoog het. Saamgevat vir u, kan dit vir ons ten goeie uitwerk. Kom ons kyk verder na die skrif. Soos hy gelees het, begenadigde die woord. Die woord daar in die Grieks, kareto, beteken special honor, highly favor, verkies te word, wat beteken jy word hoogs begunstig deur die Here. Hierdie woord kom slegs net in Lukas 1 vers 28 verder voort in die Bybel, waar die engel by moeder Maria gekom het en vir haar begroet het, as die begenadigde, wat geboorte moet skenk aan die Here Jesus Christus. Nou die ware gesag is die reg en die krag om te wees wie jy geskape is om te wees. Hoogbegunstigde deur die Here. Jy kan meer effektiewe mens wees as jy jou ware gesag ontdek en die beginsel daarvan verstaan en ook uitleef. Gesag is waarmee ons gebore word. Voor die grondlegging van die wêreld was dit al in die voorkennis van God vir elkeen van ons. Hoe weet ek daarvan? Die oomblik wanneer jy in aanraking kom met jou skepingsdoel en jy aanvaar die verantwoordelikheid daarvan, deur jou liefde vir God, skop die gesag in jou in. Dit lê dormant totdat dit geactiveer word. Let op na die uitwerking van gesag wat deur liefde werk. En ek wil jy terugbring na 'n skrifgedeelte in 1 Konings hoofstuk 3 vers 26 tot 27 waar Salomo geraadpleeg was deur 2 vrouens wat saam gewoon het en al 2 geboorte geskenk het. En deur die nag die een haar baba dood gelê het en dit in die nag omgeruil het met die lewendige baba. En daardeur die vrou wie se kind gelewe het, navorsing gedoen het en uitgevind dat die lewende ene hare is. En daar eindig hulle op voor Salomo, die wysheer, en vra, wat die skrif sê in vers 26, maar die vrou wie se kind die lewendige was, het met die koning gespreek, want haar binneste was ontroer oor haar seun, ingeboude gevoel. Sy het gesê, ag my Heer, gee haar die lewendige kind en maak hom tog nie dood nie. Terwyl die ander een sê, hy sal nie myne en ook nie joune wees nie, sny hom deur. Vers 27, toe antwoord die koning en sê, gee haar die lewendige kind en maak hom in geen geval dood nie, sy is die moeder. Die liefde vir God, wat mens ontwikkel, selfs ook in die donker tydperk van jou lewe, en wat ook tans gebeur in Messina, en ook in die persoonlike lewe, en almal wat na my luister op Facebook, wil ek aandag daarop vestig, dat jou liefde vir God nooit mag kwyn nie, want dit bring waarheid, die ingebore gesag na vore, wat in die voorkennis van God was voor die grondlegging van die aarde. Jy sien, om 'n voorbeeld te gebruik, moeders instink skop in die oomblik wanneer die kind gebore word. Die gesag van 'n moeder skop in wanneer in haar verborge was wat voor sy geboorte geskenk het. Die gesag skop onmiddellik in
En sy vat verantwoordelikheid daarvan, want sy was geskape met daardie doel. Sy was nie opgelei vir dit nie, maar sy is geskape met daardie doel van gesag, en sy vat onmiddellik verantwoordelikheid oor daardie kind. Genesis 3 vers 20, kom die profetiese woord, en die mens het sy vrou Eva genoem, omdat sy moeder geword het van alles wat lewe. Verder lees ons in Efesië 6 vers 2, eer jou vader en jou moeder. Dit is die eerste gebod met 'n belofte. Jy sien, hierdie gebod is maar slegs die 5de gebod in die 10 gebooie, maar die eerste wat 'n belofte daaraan koppel. Dit word deur die Jode gereken die gewigtigste van die gewigtigste gebooie van die wet, en die beloning van wat daaraan toegeken word, is lengte van dae. Die ontdekking en toepassing daarvan verleng jou dae. Dis die gesag wat God in ons geplaas het, voor die grondlegging van die aarde. Ontdek dit, eer jou vader en jou moeder, en jou dae word verleng. Dit is hierdie gesag van God in jou, wat jou 'n langer leeftyd gee. Baie wonderlik om daaraan te dink. God maak nie dood nie. Die gesag is in jou hand om te bepaal, om jou lewe te verleng. Gesag is die sleutel tot vervulling van effektiewe lewe. Die middel tot behoorlike funksionering in hierdie lewe, en die waarborg van sukses. Gesag is die wet van maksimum prestasie. Dit is ook die middel van kragtige positiewe invloed in ander mense se lewens. As gesag al hierdie dinge dan is dit noodsaaklik vanoggend dat ons almal hierdie kritieke waarheid verstaan. Hoor my vanoggend, my vriend, verstaan dit wat God in jou gedeponeer het. Jy sien, ware gesag is selfmanifestasie. Tensy jy weet dat jy gemagtig is om in die lewe te doen, sal jy altyd 'n mate van ontevredenheid, onsekerheid, frustrasies en selfs woede oor die omstandighede ervaar. Jy is uniek ontwerp vir wat jy gebore is om te doen deur jou gawes, vermoëns en persoonlikheid, maar nie saak wat mense jou in die verlede oor jou potensiaal vertel het nie. Hierdie potensiaal is in die mens gedeponeer vir een doel. Ek lees vir jou in Efesiërs 1 vers 6. Tot lof van die heerlikheid van sy genade, waarmee hy ons begenadig het in die geliefde. Jy sien, die oomblik wanneer jy jou fokus verskuif na God se belange, meer as na jou eie belange, begin dinge in plek kom. Die oomblik wanneer jou fokus verskuif weg van die omstandighede, maar na die antwoord in die omstandighede, dan begin hierdie dinge in plek kom. Vir dinge om in plek te kom, sal daar omstandighede wees, my vriend, wat jou sal laat voel, jy is uit met God. Maar hou goeie moed, jou liefde vir God, en die versekering, dat die doel van God is, dat alles ten goede vir jou sal uitwerk. Ek lees vir ons 2 Timoteus 3 vers 10 tot 5. Maar jy het my navolger geword in leer, sê Paulus aan sy seun Timoteus, sy geestelike seun. Jy het my navolger geword in leer, in lewenswandel, in my planne, geloof, lankmoedigheid, liefde, lydsaamheid. Vers 11, vervolginge, lyding, soos my te beurt geval het in Antiochië en Iconium en Lystra. Wat 'n vervolging het ek nie al verdra nie. En hoor baie mooi, en die Here
het my uit almal verlos. Dis God se hart vir jou, ten spyte van jou omstandighede, ten spyte wat op die myn vandag of Vrydag gebeur het, ten spyte van die swart wolk wat oor Messina hang, ten spyte dat ons mense gaan verloor, is my hoop daarop, dat ons die evangelie, die koninkryk van die evangelie, van die koninkryk sal uitdra, na elke stad waarheen ons gaan. In vers 12, en almal wat ook godvrugtig wil lewe in Christus Jesus, sal vervolg word. Hier is 'n verklaring van Paulus. God sal ons der alles, sal hy ons verlos. Vers 13, maar goddelose mense en bedrieërs, let my mooi op, sal voortgaan van kwaad tot erger, maar hulle wat verlei en verlei word. Jy sê, moenie verlei word, my vriend, staan vas, hou jou oë gefestig op Jesus Christus, die volëinder van jou geloof, volgens Hebreërs 12 vers 2. Vers 14, sê, maar bly jy in wat jy geleer het, en waarvan jy verseker is, omdat jy weet van wie jy dit geleer het. Onthou, van dit wat jy geleer het by my, dra dit uit, verkondig dit, moenie 'n kerk soek, die plante self vir die Here, so die koninkryk uitgebou word met waarheid. Vers 15, en dat jy van kleins af die heilige skrifte ken, wat jou wys kan maak tot saligheid, deur die geloof in Christus Jesus. Die kennis van die woord is so belangrik, dit verhoed misleiding, dit verhoed verleiding, en dit verhoed dat jy bedrieg gaan word. En die gedagte, dat as die vervolging kom en jy voel, jy's uit lyn uit met God, sê die woord van die Here, ten spyte van alles, vir Paulus het God maar uit alles verlos. Jy sien geestelike seëninge, hulle word geakkommodeer vir ons in geestelike behoeftes en begeertes. Hulle kom uit die hemel, berei ons voor vir die hiernamaals, en sal voltooi word in ons toelating tot die hiernamaals. Jou geestelike seëninge lê opgesluit in die hemele in Christus. Kyk na Efesiërs 2 vers 4 tot 7. Maar God, wat ryk is in barmhartigheid, het ons deur sy groote liefde waarmee ons lief gehad het, ook toe ons dood was deur die misdade lewend gemaak, saam met Christus, uit genade is julle gered. Dink u vir een oomblik God gaan u oorlaat in die lot van hierdie wêreld? Nee, my vriend, as God ons dan gered het uit hierdie verkeerde wêreld, uit al ons misdade uit, en hy ons opgewek het en ons genade gegee het, hoeveel te meer in hierdie tyd sal hy dit aan ons betoon. Vers 6, en saam opgewek en saam laat sit in die lewe in die hemele in Christus Jesus. Waar is ons seëninge opgesluit? In die hemele in Christus Jesus, waarin hy ons opgewek het en ons daarin gevestig het en laat sit het. Vers 7, sodat hy in die eeuwe wat kom, kan betoon die uitnemende rykdom van sy genade in goedertierenheid oor ons in Christus Jesus. So wat ook al gebeur, my vriend, vir die toekoms wat voorlê, vir die tydperk wat voorlê oor u lewe en oor wat dinge wat met u gebeur het tans en nog gaan gebeur, moet ons by uitnemend die rykdom van sy genade en sy goedertierenheid wat ons in Christus het, tentoonstel in die wêreld. Ons kan nie negatief word nie. Ons mag nie negatief word nie. God is vir ons. Wie kan teen ons wees? Filippense 4 vers 8. Verder broeders, alles wat waar is, want jy is opgesluit in Christus aan hemelplekke waar ons geestelike seëninge is. Alles wat eerbaar is, alles wat regverdig is, alles wat rein is, alles wat lieflik is, alles wat loflik is, watter deeg of watter lof daar ook mag wees. Vriend, kom ons bedink dit, behalwe ons smarte, ons omstandighede en ons probleme. Kom ons bedink dit wat ons hier in Filippense 4 vers 8 vind en opgeteken is. Dit vind ons verder in Kolossense 3 vers 2 tot 3. Bedink dan die dinge wat daarbo is. Nie wat op die aarde is nie,
nie die aanslag teen ons op die aarde nie, maar kom ons bedink die dinge wat daarbo is, waar ons geestelike seëninge lê, waar ons in Christus in hemelplekke gesetel is, waar die vyand nie ons in die hande kan kry nie, want hulle moet eers by Christus verbykom voordat hulle by jou kan uitkom. Die wonder van God se liefde vir u en vir my, wat hierdie gesag ontdek het, wat voor die grondlegging van die aarde alreeds gedeponeer is in jou lewe. Jy ontdek dit as gevolg van gevolge, en jy ontdek dit wanneer jy kom by jou skepingsdoelwit, en jy verstaan dit, en jy produseer dit, dan alleenlik kan hierdie eerbare dinge ten voorskyn kom in jou persoonlike lewe. Vers 3 van Kolossense 3, want julle het gesterwe, en julle lewe is saam met Christus verborge in God. Hoor my, al sou ons sterwe, ons lewe is met Christus verborge in God. Ek wil daarmee afsluit vanmôre, om jy aan te moedig, om nie links of regs te kyk nie, maar let op Christus Jesus, die volëinder van jou geloof, wat die gesag gedeponeer het voor die grondlegging van die wêreld, om vir jou dit moontlik te maak, om met gesag vandag oor die omstandighede op te tree.